Goed, ons maak ons Bybels oop, Johannes 6. En ons gaan uit Johannes 6 lees van vers 1 tot 15. Vermeerdering van die brood. Hierna het Jesus na die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die siekes verrig het. Jesus het toe teen die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse fees van die Pasga. Toe Jesus opkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry om hierdie mense te laat eet?" Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, die broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het gesê: "Laat die mense sit." Daar was baie gras op die plek. Toe die mans gaan sit. Hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seën uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het en ook van die visse laat uitdeel, soveel as wat hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir sy disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie." Hulle het dit toe bymekaar gemaak en 12 mandjies volgemaak met brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet het. Toe die mense die teken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê: "Hy is waarlik die profeet wat na die wêreld sou kom." Toe Jesus besef dat hulle op die punt staan om hom met geweld te kom gryp en met die doel om hom koning te maak, het hy weer teen die berg opgegaan, net hy alleen. Tot sover. Johannes 6 vers 35. Wil ek jou nooi na vanmiddagse diens, 5uur. En vanmiddag gaan ons 'n bespreking hê. En ek gaan lering gee oor die hele kwessie van LGBTQIA+. Die hele ding van transgender en mense se worsteling, jong mense wat nie weet wat is hulle nie. So dit gaan maar eintlik net oor hoe het God dit gemaak, manlik en vroulik, en hoe antwoord ons hierdie kwessies in die wêreld, en hoe moet ons dit Bybels verstaan. Nou vanoggend is dit Johannes 6, ek wyk nie af van my reeks en rit nie. Die Here het net vir my gewys in die week, jy is nie klaar met rit 2 nie. Want daar's eintlik, wanneer rit so voorsiening van die Here ontvang, van al hierdie gars, die Bali in Engels, wat Boas so goedgunstiglik gee, maar dis eintlik mos uit die Here wat deur Boas vir Rut en Naomi sorg. En nou in Johannes 6 het Koos vir ons gelees hoe Jesus garsbrode vat en dit vermeerder, waar hy nie net wil wys, ek kan vir jou voorsien nie, maar dis my wat jy nodig het, ek is daai brood. En so ek wil 'n bietjie daarop fokus voor ons volgende week DV teruggaan na Rut hoofstuk 3 toe. So die tema vir vanoggend, kom stil jou honger. Come and satisfy your hunger. Kom ons bid saam en dan gaan ons na God se woord toe. Hemelse Vader, ons kom nou. Ons weet nou, na hierdie boodskap, hier's brood wat gebreek word. Christus self
wat kom, ons bid, Here Jesus, breek U self die brood, voed U self U mense vandag. En dan na die preek, wanneer ons by die nagmaal kom, vir U kinders, Here, voed ons met die lewende brood, weer eens met U self, wanneer ons daai brood eet en die beker drink. Kom vervul U ons behoeftes en versadig ons met goeie dinge. Amen. Ek onthou 'n predikant na wie ek baie opgekyk het. Hy's nou in die hemel. Hy het 'n baie groot invloed in my lewe gehad. Sy naam was Martin Holt. En Martin Holt, onthou ek dikwels het vir ons vertel, die gemeente waar hy die predikant was in Pretoria, Constantia Park Baptist Church, 'n redelike groot gemeente in vergelykend met ons gemeente. So kom ons sê 300 mense op 'n Sondag. En ek onthou hy het vertel van daai mense is 70% in Engelse gemeente, 70% is Afrikaans. Hy sê hy was geskok een Sondag. Toe sê hy, wie van julle, en hulle 2 oggenddienste gehad, wie van julle is Afrikaans sprekend? En al die hande wat opgegaan het, hy kon dit nie glo nie in hierdie Engelse gemeente. En hy sê die rede was, mense was siek en sat vir kerke waar hulle nie die woord van God hoor nie, waar hulle nie gevoed word met Bybelse prediking nie. En hulle sou selfs na Engelse gemeente gaan, solank hulle die woord van God kon kry. Hulle was moeg vir spookasem gewees. Vaste spyses wat hulle gesoek het. Nou natuurlik is daar mense wat onder Bybelse lering sit elke Sondag. Ek gaan nie sê goeie Bybelse lering nie. Ek gaan net sê Bybelse lering, sterk waarheid, vleis. Maar hulle is geestelik siek. En in daai geval is dit baie dikwels so, want hulle kry Bybellering sonder Jesus. Jesus is nie sentraal in die prediking nie. En Jesus sê in vers 35, ek is die brood. So hoe gaan mense geestelik groei en geestelik gevoed wees en geestelik gesond wees as hulle prediking ontvang en as Bybellering sonder Jesus? Dis nie ordentlike Bybellering nie. So Jesus sê hier, vers 35, ek is die brood van die lewe. En wat hy eintlik sê hier, as jy die Grieks kan kyk, en deesdae kan enige iemand dit kyk, solank jy die internet het, jy hoef nie eens Grieks te kan lees nie, hulle sê dit sommer vir jou, hoe klink dit in Afrikaans, en dan sit jy jou muis se pyltjie so oor die woord, en dan maak hy so 'n blokkie, en dan sê dit vir jou, hier is die definisie, ek gee hom vir jou in Engels. En so as jy daarna gaan kyk, dan sien jy wat Jesus hier sê, hy gebruik 'n baie sterk negatief, 'n dubbel negatief in Grieks. Hy sê, wie na my toe kom, sal nooit ooit weer van die honger wegkwai nie. Dis sterk. Dis daai saligspreking wat Jesus gesê het, geseënd is die wat honger is, want hulle sal versadig word, Lukas 6:21. Hulle het rondgedwaal in die woestyn, honger en dors, niks om te eet, niks om te drink nie, en toe vat die Here hulle na 'n plek, waar hy vir hulle kos gee, en die goeie dinge, en hy versadig hulle, en hy les hulle dors. En dis nou wat Jesus in ons teks sê, kyk in vers 35, Johannes 6. Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie, en wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Nou, almal van ons hier weet, mense hou van gratis kos. Nee, so as ek nou in die straat sou gaan, en ek nooi ou wat op die straat bly, kom ek sê, ek nooi 'n klomp van hulle, en sê, hoorie, ons het gratis kos by ons kerk. Ons het 'n sopkombuis hierso, en is nie enige sop nie, daar's vleis in die sop, en vars gebakte warm brood met regte botter op. Hoeveel dink jy gaan kom? Hoeveel dink jy gaan kom as ek sê, hoorie, wil julle nie Sondag kerk toe kom nie? Ja, werk dit nie self so met ons nie? Nee, reël bietjie 'n bid hier, kyk hoeveel mense kom. Maar man, reël 'n kerkbraai en is verniet, dis nie 'n bringelbraai nie. Of reël 'n potjie. En dan sê jy, wie wil potjie toe kom, gratis? Of wie wil 'n dag van vas en bid, daar gaan nie kos wees nie. Jy gaan vas en jy gaan bid. Dan kyk jy wie dag op. Mense hou van gratis kos. En dis presies wat in hierdie gedeelte gebeur. Koos het vir ons gelees, en ek het vir die kinders vertel, hoe Jesus die visse en die broodjies vermeerder. Maar die volgende dag, toe is daai mense almal daar, waar's Jesus, waar's Jesus? The miracle worker, nee, die wonderwerkende profeet, wat vir ons verniet kos kan gee. En vir ons nog kan huis toe stuur, want daar bly 12 mandjies oor.
En dan kom hulle na Jesus, en dis hoekom Jesus in vers 27 vir hulle sê, toe hulle almal sê, wanneer het u gekom, vers 27, hy sê, julle moenie werk vir die voedsel, vers 26, Jesus het hulle geantwoord, amen, amen, ek sê vir julle, julle soek my nie omdat julle tekens gesien het nie, is nie dit, dat ek wonders doen en julle weet nou ek is die seun van God nie, nee, maar omdat julle van die brode geëet en versadig geword het, julle wil nog gratis kos hê, dis hoekom julle hier is. Julle moenie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat hou tot die ewige lewe. Dit sal die seun van die mens vir julle gee, want op hom het God die Vader sy siel geplaas. En dan ons teks vers 35. Hy sê, ek is daai brood van die lewe. Kom na my toe. Ek sal vir jou brood gee, jy sal nooit weer honger wees nie. Ek sal jou versadig met myself. Iemand wat Jesus soek, vir wat hy kan gee, is besig om 'n afgod te dien. Hy het van Jesus 'n afgod gemaak. Hy het van Jesus iets gemaak. Jesus bestaan soos 'n genie. Vryf die lampie, hy gee jou 3 wense, en dan het jy nie die genie meer nodig nie. Hulle gebruik Jesus soos 'n vending machine. Gooi jou muntstukkie in, druk die knoppie, hy spoeg uit wat jy wil hê. En as jy Jesus so gebruik, hy kom net vir wat hy kan gee. Dis mos die health, wealth and prosperity gospel. Nee, Jesus kan jou gesond maak, en Jesus kan jou ryk maak, en vir watter rede sal hulle Jesus ook al soek. Dis 'n afgod. Jesus sê, kom na my toe vir myself. Ek is die brood van die lewe, vers 35. Kom na my toe vir myself. Nie omdat ek broodjies en visse kan vermeerder nie. Nie omdat ek manna uit die hemel kan gee vir 40 jaar nie. Nou wat Jesus bedoel as hy sê ek is die brood van die lewe, brood is stapelvoedsel in Israel. Wat is stapelvoedsel in Wenda? Pap. Jy het pap saam met elke ete. Of dit nou walkie-talkies is, nee, wat noem hulle daai as dit net pote is? Runaways. Of machonjas, nee, mopani wurms, of sommer net beesvleis. Wat is stapelvoedsel in India? Rys. Goed. Ek het gedink China sou rys wees, maar ek sien is noodles en dumplings. Wat is stapelvoedsel in Israel? Brood. Gars, veral gars, maar koring ook. Goed, so brood. En so as Jesus sê, ek is die brood van die lewe, dan sê hy, sonder my gaan jy dood. As jy my nie het nie, bly jy honger. As jy my nie het nie, vergaan jy van ellende. Dit is hoekom hy nie net sê, ek is die brood nie, maar hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Jy kan enige ander brood eet. Almal wat nou superkosse eet, ek dink nie brood is superkos nie. Avocados is. Maar jy kan jou lae GI brood eet, en jy kan jou suurdeeg brood eet, sourdough, en wat se ander goed ook, jy kan daai goed maar eet, jy gaan doodgaan eendag. Maar Jesus sê, as jy hierdie brood eet, sal jy nooit doodgaan nie. Jy sal vir ewig lewe. Kyk in vers 48. So volg saam, ek gaan 10 verse vir jou lees, van vers 48 af. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het in die woestyn die manna geëet en nogtans gesterf. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef, en die brood wat ek gee, is my liggaam, wat ek gee vir die lewe van die wêreld. Die Here het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, as julle die liggaam van die seun van die mens nie eet en sy bloed en my bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan. Want my liggaam is ware voedsel en my bloed ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur die Vader leef, so sal die een wat my eet ook deur my leef. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos die manna wat die vaders geëet en nogtans gesterf het nie. Wie hierdie brood eet, sal vir ewig leef. Nou, daai brood help jou nie. As jy soos iemand by enige ete, jy word genooi vir Sondagmiddagete en jy staan in die kombuis of waar kan jy opskep? Kom ons sit jy sit aan tafel in die eetkamer en nou kyk jy hoe eet almal.
Ai, en hulle smil en hulle geniet, hierdie is verskriklik lekker. Die vleis is so sag, hierdie beestert val van die been af of hierdie lamb shank. Dit help jou niks as jy sit en kyk hoe almal lekker eet nie. En jy eet nie self nie. Jy moet skep en eet. Jy kan doodgaan in 'n huis vol kos. Dis wat met mense gebeur, anoreksie-leiers. Hulle het 'n huis vol kos miskien. Jy kan doodgaan van die honger. Want jy eet nie. En dis dieselfde geestelik. Party mense bly geestelik honger. Hulle voel hierdie leemte in hulle sê, ek voel geestelik so leeg. Hulle bly leeg, want hulle kyk hoe ander mense na Jesus toe kom. Hulle kyk hoe ander mense in die woord van God groei. Maar hulle eet nie self nie. Hulle kom nie self in skep en eet nie. Dis hoekom hulle leeg bly en honger bly. Jy moet vat, jy moet eet. Jesus sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, jy moet kom en kom eet, as jy versadig wil wees. In vers 58 het ek gelees, ek gaan dit nou nie weer lees nie, ek gaan dit vir jou sê wat sê die ESV, he who feeds on me. Dis nie net eenmal eet nie, daai woord daar in die Grieks is voortdurende tyd. He who is feeding on me. So jy moet aanhoudend eet. 'n Mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So ons moet aanhoudend eet hier van hierdie woord en hierdie waarheid. Nou hier is van julle, glo ek, wat sal sê, ek lees amper elke dag my Bybel, maar ek voel nog steeds leeg. Ek voel nog steeds honger. Dis asof ek ou brood eet, dis nie lekker nie. Ek is soos die Israelites, elke dag manna, gekookte manna, gebraaide manna, gebakte manna, wat sal ander manna kan ons maak? Gekookte manna, curry manna, ingelegde manna. En hulle, die Israeliete het so moeg geraak, ek het vanoggend in my stilte tyd gelees, sê hulle vir Moses, hierdie manna, hoe lank moet ons nog na hierdie kyk? Gee ons vleis om te eet. En jy kan so raak geestelik, dat jy lees die woord, maar dit doen niks vir jou siel nie. Jy is nou so moeg daarvoor, en jy weet, jy moet dit nie in Christelike geselskap sê nie, maar dis hoe jy voel. Kan ek jou vra, is die rede miskien, omdat jy te haastig lees? Jy is soos die man wat verby die bakkery stap, elke dag loop hy verby die bakkery werk toe, en dan steek hy net sy neus so in die deur, en ruik die warm brood, en dan stap hy aan. Hy kom nooit in en eet nie, hy kom nooit in en koop 'n brood en eet dit nie. Of hy pesel dalk, hy gaan in, maar hy soos toe ons kinders was. Nou julle sal sê dis grous, maar dis wat ons gedoen het. En so nou gaan ons Checkers toe, dan koop my pa nou brood, en ons almal daai broodmasjien, wat jy so die handvatsel trek, die hefboom trek, sit jy die en sny die masjien die brood vir jou. En dan sien ons altyd ander mense het hulle korsies gelos, en eet ons die korsies. Jy pesel net, man. Jy pesel net aan God se woord. Jy's net so op die oppervlak wat jy skiem. Jy gaan nooit om stil te staan, jy lees net haastig deur, nooit om stil te staan en te dink oor wat jy lees, en te bid oor wat jy lees, en te vra, hoe kan ek hierdie toepas in my lewe en dit gehoorsaam? En bovenal sal ek sê, die rede hoekom baie Christene, hulle is in die woord, maar hulle voel dis ou brood, en hulle voel nog steeds honger en leeg, is want hulle is dalk in die woord, en dalk bestudeer hulle, en hulle wil dieper gaan. Maar hulle doen nie vers 35 nie. Hulle vra nie, waar is Jesus in hierdie stuk wat ek lees nie. Hulle dink nie oor hom nie. Want Jesus sê mos, dis nie lees en bestudeer en is hierdie waarheid wat die voedsel is nie. Jy weet hierdie nuwe dinge wat jy leer. Hy sê dis ek wat die brood is. Ek is daai brood. Jy moet na my toe kom. En ek dink mense bly dan honger. Ek sal vir jou sê, die baba Christen dink ek het nou genoeg van Jesus geleer, nou wil ek bietjie na die dieper dinge gaan in my verhouding met die Here. Nou wil ek bietjie dieper gaan in ander waarhede en ek los Jesus. Hulle dink hulle gaan vir Jesus agterlaat, is amper asof ons nou verby Jesus moet beweeg. Die volwasse Christen, die gesoute Christen weet, daai dieper dinge is in Jesus. Dis nie verby en ander kant Jesus nie. Dit is dieper en dieper en dieper en meer van hom. Dis meer van vers 35, kom na hom toe. Dis Openbaring 2 vers 17. Aan hom wat oorwin, onder andere sê hy, daar sal ek van die verborge manna gee.
die geheime manna. Dit is om in daai soete, intieme gemeenskap met Christus. Hy self gee dit vir jou, want hy self is daai manna. Hy self is daai brood. So moenie vir die Here sê, ek wil 'n dieper wandel met U, ek wil meer hê, ek wil groter hê, en jy dink is aan die ander kant Jesus nie. Nee, dis in Jesus. So kom dan na die Here toe as dit jy is van wie ek praat en bely jou sonde en sê, Here Jesus, ek het my Bybel gelees, maar ek het nie Jesus daar gaan soek nie. Ek het net gedink, Bybelkennis, teologie, meer waarheid, meer lering. Baie Christene jaag dit. Hulle wil meer lering hê sonder Jesus. Hulle sê dit nie so nie, en ek dink nie dis hulle bedoeling nie, maar hulle mis dit. So bely dit. En dan bely jy, Here Jesus, ek soek meer. Ek soek meer in U. Ek soek meer van U. Ek soek meer van vers 51. Die brood wat ek gee vir die lewe van die wêreld is ek self. Hy het sy lewe gegee aan 'n kruis. Daar's die brood. Kom dieper in jou wandel met Christus deur 'n dieper verstaan van die kruis. Dis wat ons by die nagmaal doen, gereeld. Maar ek wil vir julle sê, ek dink hier's 'n gevaar met die nagmaal by ons gemeente. Want ons doen dit so gereeld. Ons kan so familier raak en dink, ja, ek ken al die goeters, ek weet wat hulle sê en ek weet wat die nagmaal oor gaan en ons vergeet die wonder daarvan. Ek moes dit aan die Here bely hierdie week. Ek moes vir hom sê, Here, ek dink ek hardloop na 'n klomp ander goed in my lewe, want ek glo nie wat hy vir my sê in die Bybel, dat ek sal jou versadig. Ek dink nie Jesus gaan my versadig nie, dis hoekom ek by ander goeters gaan soek, kan hierdie my versadig, kan hierdie my gelukkig maak? Vra net weer vir hom, Here, gee my U self, meer van Jesus. Maak dit vir my vars. Ek het gebid, ek het hierdie woorde vir die Here gesê die week. Gee vir my vars brood. Maak dat hierdie vir my vars en nuut is. Want ons ken so baie van Christendom. Laat my dink aan ek het nou net 'n boek klaar gelees, eergisterand, Vrydag aand. En in die boek vertel die ou, sy pa het gepreek in 1960s, vroeg 1960s. Hy sê hy was seker 11 of 12 jaar oud, sy pa preek. Hy sê sy pa was 'n rustige prediker. Is nie vuur en geraas nie en vuurwerke nie. En hy sê op sy gewone manier, sy pa is net besig om getrou die skrif te preek daai Sondag. En hy sê hy as hy 11-jarig of 'n 12-jarig is besig met sy potlood en hy teken in die bulletin. En ewe skielik toe kyk hy op want iets het sy aandag afgetrek. Toe staan 'n man, 'n baie toegewyde man in die kerk, wat in die koor was, en toe staan hy op. En toe kom hy tot hier by die nagmaaltafel en toe kniel hy net en hy bid tot die Here. Nie 'n fanfare nie, nie 'n hoeha nie. En toe later toe staan die ou se vrou op en toe kom kniel sy en die ou hou net aan preek. Hy sê hy weet nie mooi wat moet hy doen nie. Hy hou maar aan preek. En toe kom nog een in die gemeente en hulle kniel. Nog een. En 'n klomp in die gemeente. Hy het nie 'n altarkol gemaak nie. Hy het nie gesê kom vorentoe as jy jou lewe wil regmaak met die Here. Dit het net spontaan gebeur in huis toe. As die prediker wonder hy toe, wat moet ek nou doen? En toe besef hy wat hy moet doen. Want toe is dit soos in die boek Konings, dat die priesters kon nie hulle dienswerk verrig nie, want die heerlikheid van die Here het die tempel gevul. En hulle was so bewus van God se teenwoordigheid daar, toe het hy self net opgehou preek, eenkant gestaan en net gebid. En die mense het net gebid. Hy sê die Here het in so 'n bewys en 'n werking van krag gekom daai oggend. Hoe die mense met die Here, tot die Here uitgeroep het. En hy sê daarna, hulle het nie 'n gemeente geword wat elke week, glad nie. Hulle het nie 'n gemeente geword wat nou altarkols doen en kom vorentoe en bid die gebed agter my aan nie. Hy sê die werk van die Here het aangegaan en dit het 'n paar maal gebeur in daai gemeente toe. En hy sê man, ons was prim en proper mense. Ons was argitekte en wetenskaplikes en mediese dokters in die gemeente. Ons het nie sulke goed gedoen nie. Maar die Here het dit gedoen. En ek dink is nodig vir ons om na die Here te kom as jy van Jesus begin vergeet het in jou lewe. Ja, jy lees jou Bybel, maar jy het van Jesus vergeet. Ons het nodig om te kom en sê, Here, vergewe my. En Here, voed my opnuut asseblief. En as jy nie kom nie, wat sal die gevolg wees? Wat sê vers 35 sal gebeur as jy nie kom nie? Dit staan nie daar nie, lees net tussen die lyne. Wat gaan gebeur as jy kom en kom eet?
Jou honger gaan gestil word. Nee. Wat sal gebeur as jy nie eet nie? Jy gaan honger bly. En jy gaan sterf. Jesaja 65 vers 13 en 14. Wat sê, God se kinders gaan eet, jy gaan honger bly. En dan praat dit van die hel uiteindelik daar. Waar jy honger sal wees vir altyd. Altyd daai leemte, altyd leeg voel, altyd. En dit word nooit versadig nie. En dis onnodig dat dit hoef te gebeur. Want Jesus sê, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom, sal nooit honger wees nie. Jy hoef nie honger te bly nie. En die Grieks hierso is 'n present tense, om te sê, kom nou. Nie kom môre nie, kom nou. Moenie uitstel soos Augustinus nie. Hoekom altyd uitstel, het hy gesê? Hy sit onder 'n boom in sy agtererf en hy huil oor sy sonde, want hy het hierdie lewe van seksuele losbandigheid. Hy sê, hoekom sê ek altyd ek gaan môre verander? Hoekom altyd môre? Hoekom nie nou nie? Hoekom nie vandag nie? En toe hoor hy 'n kind langs aan speel en die kind sê, tolo lege, Latyn, wat sê, tel dit op en lees dit, tel dit op en lees dit. En toe dink hy, ek het nog nooit so 'n speletjie gehoor nie. En toe staan hy op en hy gaan in die huis en hy vat die Bybel en die plek waar hy oopmaak is Romeine 13 vers 13 en 14. Wat sê, daai losbandigheid en al daai goed, los daai goed. En bekleë jou met die Here Jesus Christus. En moenie voorsiening maak, moenie voorsorg tref vir jou liste, vir jou vlees, vir jou sondige aard, jou begeertes, om dit te vervul nie. En hy sê, net daar die Here hom vrygemaak. Moenie uitstel nie. Moenie wag tot die sondeoortuiging afweer nie. Moenie wag tot die begeerte weg is en jy voel nou, jy sê, ja, ek voel leeg binne. Moenie wag en jy uitgaan en wag tot daai gevoel weg is nie. En dink, nee, maar ek kan enige tyd. Nee. Vers 44. Niemand kan na my toe kom, behalwe as die Vader wat my gestuur het omtrek nie. Vers 65, dit is hoekom ek vir julle gesê het, niemand kan na my toe kom, behalwe as dit aan hom gegee word deur my Vader nie. So moenie dink, ek gaan enige tyd dit, nee. As die Here nou praat vanoggend, as die Here nou roep, as daar nou daai leemte in jou, jy voel leeg, jy sê my lewe voel leeg en ek het ander dinge probeer om dit vol te maak, dit werk nie, kom nou. En dan sê hy ook, in die Grieks hierso, daai woordjie kom, is nie net present tense teenwoordig nie, dis ook enkelvoud. Dis medium, wat beteken in jouself. Dis enkelvoud wat sê, jy moet kom. Nie wat hulle noem in Engels crowd psychology nie. Crowd psychology is, al die mense begin huil, nou voel ek ook hartseer en begin jy ook huil. Al die mense staan op en gaan vorentoe, kom ek staan ook maar op en gaan vorentoe. Dis crowd psychology. Die musiek speel, ek moet iets doen en ek huil en jy stap uit. Dit was 'n wonderlike diens, ek het daai diens so gehuil. Hoekom het jy gehuil? Ek weet nie. Crowd psychology. Moenie laat dit meervoud word en dink, ons kan almal saamkom. Nee, enkelvoud. Jy moet kom. Jy moet kom en kom eet. Ek weet dit gebeur soms, tweelinge. So, ek weet Lisel is een van die tweeling, wie is nog een van die tweeling hier? OK, so net Lisel. Lisel, het julle dieselfde aangetrek toe julle klein was? Jou maat seker julle, ja, selfde aangetrek. Maar baie keer het gebeur, nie net tweelinge nie, maar in families. Kom ons sê die een sussie sê, of die een boetie sê, nee, ek's onoortuig, ek wil my lewe met die Here regmaak. En dan word die een gedoop en sê, ek wil dit publiek bely en dan wil die ander nog gedoop word. En ek het dit al gesien. Die niggie word gedoop en dan sê die ander enetjie, ek wil ook nou gedoop word. Dis crowd psychology of dis nie waarvan Jesus praat nie. Hy sê, kom, enkelvoud, kom, hy praat met jou. Hoor jy jou naam vanoggend? Hoor jy dit diep hier binnekant in jou hart? Jesus praat met jou. En hy sê vir jou, kom, as jy honger, voel jy leeg, kom, ek sal jou versadig. Nou dalk voel jy onseker. Jy sê, waarheen moet ek kom? Dit is nie asof Jesus op 'n sekere plek staan en ek kan so toe loop nie. As ek sê, kom na Rian toe. Dit is maklik om na Rian toe te kom. Hier sit hy. Nou, hoe kom jy na Jesus toe? Waartoe loop jy? Waartoe gaan jy? Jy hoef nie ergens heen te loop nie. Kyk ons teks, vers 35. Ek gaan vir jou ietsie wys. Jesus sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit ooit dors word nie. Nou in
Grieks of in Hebreëus, ons praat van 'n parallelisme. Dit beteken jy sê een sinnetjie, nou hierdie is 'n sinonieme parallelisme, dit beteken jy sê een sinnetjie, dan sê jy 'n tweede sinnetjie op 'n ander manier, maar hy beteken presies dieselfde. So, kom na my toe, jy sal nie honger wees nie, glo in my, jy sal nie dors wees nie. So wat hy sê is, hoe kom jy? Om te kom en in Jesus te glo is dieselfde ding. Dis hoe jy na hom toe kom. Jy glo in hom. En as ek sê glo, dan is dit nie die geloof van duiwels nie. Ek sê nie die duiwel, Josua glo die duiwel, Jesus het aan die kruis gesterf. Glo die duiwel het Jesus weer opgestaan, glo hy dit? Is die duiwel gered? Maar hy glo dan. So hierdie is nie die geloof van duiwels nie. Hierdie is nie geloof van 'n ou, hier's 'n ou wat dwelmverslaafde. Nou kom klop hy aan my hek, ek kry hom van tyd tot tyd in die straat ook. Ek gaan stap gereeld, dan sien ek die ou. Hy sê vir my, die Here Jesus Christus seën jou. Hy sê, Jesus Christus het vir my sonde aan die kruis gesterf. Hy weet dit. Hy weet Jesus het vir sondaars gesterf. Maar hy's 'n slaaf nie van Jesus nie, maar van drugs, van dwelms. Dis nie die geloof wat hier sê, wie in my glo nie. Die geloof waarvan ons hier praat, ek hou van hoe dit sê, die Griekse teks sê, believe into Jesus. Plaas jou geloof in Jesus in. Die Griek sê, stel jou vertroue in my. Dis soos, hier's nou 'n kind, is 'n 3 verdieping gebou, die gebou is besig om te brand. Haar pa is die kaptein, die chief van die brandweer. Hy's die hoof, en hy's 'n sterk man. En nou staan hy daaronder met daai lewensnet wat hulle so hou, dat jy uit die gebou moet spring, 'n klomp brandweermanne hou die net, hulle gaan jou vang. Hoekom sal sy spring? Is dit omdat sy glo en sy weet hoe sterk haar net is? Haar geloof is nie in die net nie. Haar geloof is in haar pa. Sy weet hy's 'n sterk man, hy het haar lief, sy het 'n verhouding met hom. Hy sal haar nie laat val. Dis die geloof waarvan ons praat. Dit gaan nie oor 'n verhouding. Dis hoekom Jesus sê, kom na my toe. Hy sê nie kom na die kerk toe nie, hy sê nie kom na die predikant toe nie, hy sê nie kom vorentoe nie, kom doopbad toe nie, kom nagmaaltafel toe nie. Jesus sê kom na my toe. Daar's 'n verhouding. Glo in my, wie in my glo, wie na my toe kom. Ek dink is nodig vir ons om vir Jesus te kom sê, Here, ek het sukses gejaag in my lewe en ek het sukses bereik. En dit het my nie versadig nie. Dit het nie daai leemte gevul nie. Wie van julle weet wie's Ray Comfort? Okay, 'n klompie van julle, né? Ray Comfort sê, toe hy 20 jaar oud was, toe hy getroud, hy het 'n kind en hy het 'n suksesvolle besigheid en hy het sy eie huis. En een aand lê hy in sy bed en hy sê, nou het ek bereik wat ek wou gehad het, wat nou? Voel so leeg. Sy gejaag na wind, wat is dit nou wat ek bereik het in my lewe? En so tyd later het die Here hom gered. Om te dink geld gaan my versadig, dit gaan daai leemte vul, die holkol op die maag, geestelik, nê? Hoeveel geld het Elon Musk? Amper 700 miljard US$. Dis amper 'n triljoen dollar. Het dit hom gelukkig gemaak? Het dit hom versadig? Nee, hoe weet ek? Want hy soek nog. Hy wil nog ryker wees. Dis nooit genoeg nie. Pornografie. Drank. Dronk te word. Dwelms. Enige sonde sal nie dit wat leeg is volmaak nie. Hoe weet ek? Want jy hou aan teruggaan na daai sonde toe. Wat vir jou sê, dit het jou toe nie volgemaak nie, het dit. Daar's niks in hierdie lewe wat jou gaan versadig nie. Daar's niks in hierdie lewe wat daai honger gaan stil nie. Vers 35 sê, dis Jesus alleen. Kom na my toe. Ek's daai brood van die lewe. Kom na my toe. Wie na my toe kom, sal nooit honger wees nie. En onthou Jesus, die rede hoekom dit so is, dat jy nooit gaan honger wees as jy na hom toe kom nie. Hy is soos die broodjies in die storie wat ek vir die kinders vertel het en wat Koos gelees het. Daai brood het net nie ophou nie. Het net nie opgehou nie. Hy breek en dit hou net aan vermeerder en vermeerder en vermeerder en vermeerder. En as Jesus wil, kon hy aangehou het, vir altyd. Jesus het meer as genoeg.
Meer as genoeg. Jy sal nooit klaar eet aan daai brood nie. En dit sal altyd vars bly. Altyd. Word nie oud nie. Selfs as jy miljoene jare in die hemel is, jy gaan altyd nuwe rakke in daai bakkery ontdek. Hier's nog, hierdie bakkery word net groter en groter. Jy gaan altyd kan smil aan die genade en liefde van Jesus. Jesus Christus, wat is dit binne jou? Wat is dit daar binne? Wat sê, ek het hierdie verlange in my. Ek het hierdie begeerte in my. Ek weet nie wat dit is nie. Jy weet dalk nie eens wat dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, Jesus versadig elke begeerte. Hy vervul elke verlange. So die honger en die dors na die goeie plesiere in hierdie lewe. Te sê ek wil dit geniet en ek wil dit hê en ek wil dit doen. Al daai honger en dors na daai goeie plesiere, dit is eintlik maar net jy ruik die geure uit die bakkery. Dit wys jou na Jesus. Dit is net rigtingwysers om te sê, daar's die brood van die lewe. Dit is net 'n blom wat in die hemel geplant is, dis die geur wat jy ruik. If I find in myself, C.S. Lewis, if I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. Hemelse Vader, gee ons daai brood vandag, Here. Ons wil smil en versadig word met U. Ons weet dit gaan nie oor ons nie. Maar sal dit U nie verheerlik as ons sê, ek het lekker geëet, kan ek asseblief nog kry? Want dan wys dit, ons vreugde is in U is wonderlik, Here. Versadig ook nou U kinders. En ek weet die wat U nie ken nie, hulle sal kyk hoe ons eet. En ek hoop dit trek hulle, Here, ek bid dat U hulle trek, want U het gesê, niemand kan kom behalwe as die Vader hom trek nie. Trek hulle as hulle sê, dit lyk so lekker, ons wil saam eet. Here, laat niemand hier weggaan en hulle sê, ek stap hier uit en ek is nog steeds honger nie. Maar dat hulle kom en hulle honger stil by U. Asseblief, doen U maar die werk. Ek het die boodskap afgelewer wat U gegee het. U kan in harte werk, Here. Die werk is U sin. Gaan U asseblief aan. Amen.